Nou, goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees. Ons vertrou dat u elkeen 'n goeie nag se rus gehad het en dat die Here ook vir u met nuwe krag opgewek het om dan hierdie dag met al sy uitdagings tegemoet te gaan. Die Bybel is baie duidelik daaroor vriende dat elke dag het genoeg aan sy eie kwaad en besef ons ook dat wat ook al in hierdie dag oor ons pad sal kom, die Here ook vir ons daardeur sal dra sodat ons meer as oorwinnaars in sy naam kan wees. Onthou net altyd, as u geval het en as u gesondig het, onthou daar is 'n wonderlike voorspraak voor die Vader. Jesus Christus die regverdige, ons ewige hoëpriester. En ons kan na hom toe vlug en vir hom sê, Here, ek het gesondig teenoor U in die hemele, vergewe my en gee my genade om weer op te staan, om dan die pad saam met U te stap. Moet nooit op 'n punt kom, vriende, waar U in moedeloosheid verval nie. Die Bybel sê vir ons die barmhartighede van die Here is nie elke môre. Ja, sy genade is groot, nie dat ons moet sonde doen nie, maar as ons gesondig het, dat ons sal weet daar is vir ons vergifnis. En ons is tans besig met die baie besondere Spreuke 10 en ons is tans besig met daardie verse 18 tot 21 wat handel oor die tong. En jy sal onthou ek het vir u gesê dat die tong en die mond en die lippe is 'n prominente aspek in die boek Spreuke. Die Bybel is baie duidelik daaroor as ons deur die hele Bybel lees dat 'n mens se woorde regtig belangrik is. En die Here sê ons sal deur hierdie woorde van ons wat ons spreek, sal ons of mense opbou of ons sal hulle afbreek. Hierdie woorde van ons te geweldige impak op mense. En daarom is dit ook belangrik dat ons sal weet, ons sal volgens ons woorde eendag geoordeel word. Daarom sê die Bybel vir ons, ons moenie gou 'n woord voor die Here uitspreek, beloftes maak, dinge sê, opinies lewer en dink ons gaan maar net skotvry aan die ander kant uitkom nie. Daarom sê die Bybel ons woorde moet min wees. Nou ons het nou alreeds gekyk na vers 18, hy wat haat verberg het valse lippe, en hy wat skindertaal uitstrooi is dwaas. Gister gekyk na by veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie, maar hy wat sy lippe inhou handel verstandig. Vanmôre dan, die tong van die regverdige is uitgesoekte silwer, die hart van die goddelose is min werd. Nou vriende, dit is so pragtig as 'n mens die beelde sien waarmee die Bybel dinge beskryf. Hy sê die tong van die regverdige is uitgesoekte silwer. Met ander woorde, uitgesoekte silwer tel jy nie sommer op die straat op nie. Dis nie sommer vrylik beskikbaar nie. Hierdie tong van die regverdige, vriende, is soos 'n kosbare skat. En daarom sê Spreuke 25 vers 11 en 12 vir ons. Goue appels op versierde silwerborde, so is 'n woord op sy tyd gespreek. 'n Wyse bestrawwer by 'n oor wat luister, is 'n goue ring en 'n goue sieraad. U sien, die wyse se woorde is soos uitgesoekte silwer. Waarom? Juis omdat dit aangebied word, gegee word op die tyd wanneer dit nodig is. U sien, 'n wyse persoon, 'n regverdige persoon, 'n persoon wat vergewe is van sy sondes, 'n persoon wat besef hoe groot sy sonde en ellende voor die Here was en hierdie lewendmakende wonderwerk van wedergeboorte ervaar het en 'n nuwe lewe ontvang het, is iemand wat in nederigheid besef, ek het nie nodig om altyd die laaste sê te sê nie, maar ek het nodig om wanneer ek praat, met die wysheid van God se woord te praat, sodat die Here in alles verheerlik kan word. Skat, uitgesoekte silwer, iets wat kosbaar is, dis die woorde van die regverdige. Vra jouself die vraag vanmôre af, as jy na die persoon gaan wat jy die meeste mee gesels, of in jou huisgesin, of by jou werksplek, sal mense kan sê, hierdie man, hierdie vrou, is 'n regverdige mens, en hulle woorde is werklik soos uitgesoekte silwer. As daar nood in my hart is, gaan ek na hierdie persoon om met hom of haar te praat, want as hulle praat, praat hulle sinvol, hulle praat met wysheid, hulle praat met autoriteit, hulle praat met gesag, omdat hulle hart gevul is met God se waarheid, en hulle woorde soos 'n skat is, wat na vore kom. Dis noodsaaklik om vir onsself van tyd tot tyd hierdie vraag af te vra, wat hoor ander mense by my, wat sien hulle by my, en is my woorde 'n oortuiging wat in my hart na vore kom, en oor my lippe vloei, sodat ander mense kan sien dat ek 'n man van goeie karakter is, gebou op die rots Jesus Christus, geanker op die rots Jesus Christus, en 'n man of 'n vrou wat die Here verheerlik deur dit wat ek sê en wat ek doen. Aan die ander kant sê die vers vir ons iets baie interessant. Die Bybel sê die tong van die regverdige is uitgesoekte silwer, en nou, die hart van die goddelose is min werd. Waarom sal Salomo in die A gedeelte na die tong verwys en in die B gedeelte na die hart verwys? Want u sien, die hart en die tong werk saam. Daarom ons tema, jou en my woorde sê baie oor ons karakter.
Die dwaase persoon, vriende, die goddelose persoon, is iemand wat uit sy hart goddeloosheid na vore bring. En hoe bring hy dit na vore? Deur sy woorde en deur sy dade. En dit wys jou sy karakter. 'n Mens kan nie jou karakter wegsteek nie. Jy kan nie mense vir te lank om die bos lei nie. Jy kan mense flous vir 'n tyd lank, maar jy kan nie mense altyd flous nie. En daarom sê die Bybel vir ons, die hart van die goddelose is min werd. Want die hart van die goddelose word geopenbaar in sy woorde, en sy woorde is verseker nie uitgesoekte silwer nie. Dit is woorde wat doelloos, sinneloos en baie keer sommer oorbodig is. Daarom sal jy min sien dat mense gaan raad soek by die goddeloses. Spreuke 23 vers 7 sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Wanneer 'n mens se hart nie voor die Here reg is nie, dan kom al hierdie boosheid uit oor jou lippe. Want Matteus 12:35 sê vir ons, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mense bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Nou, jy sal onthou, toe ek begin praat het oor hierdie paar gedagtes, het ek vir u gesê, vriende, dat kommunikasie is belangrik. Ons moet kommunikeer. Mense is geskape deur God om te kommunikeer met mekaar. Ek en my vrou moet met mekaar praat, ek en my kinders moet met mekaar praat, ek en my kollegas moet met mekaar praat. Die predikant moet met sy gemeente praat, die gemeente met sy predikant, en oupa met die kinders, en ouma met die kinders, en die kinders met oupa en ouma. So kan ons al hierdie scenario's skep. Dis belangrik dat ons sal kommunikeer. Maar die heel grootste en belangrikste wat hier na vore kom is, wanneer ons kommunikeer, sorg dat ons karakter deur God se woord gevorm word, dat wanneer ons woorde na vore kom, dat ons kinders kan sien, ons mense met wie ons praat kan sien, wat in ons harte aan die gang is. Dis baie belangrik, vriende, want u sien, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Vers 21 sluit so mooi aan by vers 20, en daar staan, die lippe van die regverdige help baie mense reg, maar die dwaase sterf deur gebrek aan verstand. U sien, die regverdige is iemand wat nie eie wys is nie, hy's nie veroordelend nie, maar deur die krag van die Heilige Gees en deur die waarheid van God se woord help hy baie mense reg. En mense kom gou agter of jy veroordelend is in jou woorde en of jy vir hulle wys, luister, ook hierdie sonde was eens op 'n stadium deel van my lewe. Ook hierdie bose wandel was op 'n stadium deel van my lewe. Maar dank God in Christus Jesus is ek uit genade gered, en ek lewe nou 'n lewe van nederigheid, ek lewe 'n lewe van sagmoedigheid, ek lewe 'n lewe van vriendelikheid. Dit is vir my so mooi toe ek nou die dag lees wat die apostel Paulus aan die gemeente in Korinthe sê. Nou vriende, jy sal onthou dat die Korintiër gemeente 'n baie bose gemeente was. Hulle het met soveel sondes in hulle midde gesit, en Paulus moes hulle sterk aanspreek op 'n stadium. En hy moes sekere sondes uitwys in die gemeente, en hy het vir hulle hierdie brief geskryf en vir hulle gesê, as ek na julle toe kom, sal ek ook in my woorde wat ek met julle spreek, van aangesig tot aangesig, ook vir julle sê wat julle verkeerd doen en hoe julle dan ook moet regmaak, sodat julle God welbehaaglik moet wees. Jy moet onthou, wanneer ons mense reghelp, gaan dit nie oor 'n veroordelende gesindheid nie, maar ons probeer hulle reghelp omdat elkeen voor die Here rekenskap gaan gee. Want die Here sê, die lippe van die regverdige help baie mense reg. En hoor hoe groet Paulus hierdie mense. Hy sê daar in 2 Korintiërs 10 vers 1, en ek self, Paulus, bid julle by die sagmoedigheid en vriendelikheid van Christus, ek wat in julle teenwoordigheid wel nederig is onder julle, maar in my afwesigheid moedig teenoor julle. Ek smeek dan, dat as ek teenwoordig is, ek nie moedig hoef te wees met die vertroue waarmee ek meen om dit aan te durf nie. Sommige wat reken dat ons volgens die vlees wandel, maar hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Hierdie woorde was vir my so mooi. Paulus sê, ek bid julle by die sagmoedigheid en die vriendelikheid van Christus. En dit is die kind van God se woorde. Dit is woorde wat met sagmoedigheid en met vriendelikheid uitgespreek word, want ons weet dat ons nie beter as ander mense is nie, net anders. Want uit genade is ons gered deur die geloof. Dit maak ons anders, dit maak ons nederig. Ons besef ons verdien die hel, ons ontvang nou die hemel, en daarom loop ons nie en wys vinger na almal wat sleg lewe nie. Ons loop na hulle en ons sê vir hulle, luister, hier is die goeie nuus in die Here Jesus Christus, dat jy jou sal bekeer van jou sonde. En my karakter sal baie duidelik in my woorde na vore kom. Is ek veroordelend of is daar liefde in my hart? Ja, soms
moet ons teregwys. Somstyds vriende, moet ons sonde aanspreek. Somstyds moet ons dwaalings weer lê. Maar die vraag is net, met watter gesindheid doen ons dit? Iemand het eendag baie mooi gesê, sommige mense stap uit 'n gesprek en hulle die argument gewen, maar hulle het hulle getuienis verloor. Hoor weer, hulle het stap uit die gesprek en hulle die argument gewen, maar hulle het hulle getuienis verloor. Daarom sê Spreuke 10 vers 21, die lippe van die regverdige help baie mense reg. As die persoon klaar mense reg help het en hy stap uit die gesprek, dan het hy nie sy getuienis verloor nie, maar hy het God verheerlik deur die woorde wat hy of sy gespreek het. Die Bybel sê aan die ander kant, die dwaase sterf deur gebrek aan verstand. Dwaase mense gaan van die Engelsman sê dit so mooi, van bad na worse. Hulle weier om hulle te bekeer tot die Here en hulle sterf later in hulle sonde, omdat hulle nie wyse woorde wil aanvaar het en dan ook hulle knie gebuig het voor die Here, hulle sonde bely het en barmhartigheid verkry het nie. Daarom vra ek jou vanmôre die vraag, wat verklap jou woorde van jou karakter? Kan mense sê, hierdie man, hierdie vrou, hierdie seun en dogter, het hierdie sagmoedigheid en vriendelikheid van Christus wanneer hulle met ons praat? Ja, soms moet hulle ons aanspreek oor dinge, maar ons sien iets van Jesus in hulle. Of moet mense vanmôre sê, jy's dwaas, jy borrel klomp goed uit, jy vertel vir baie mense hoe hulle moet lewe, maar jy self lewe nie, om God te verheerlik nie. Mag die Here vir ons groot genade gee, dat ons nie dwaase sal wees nie, maar wyse mense, en dat ons woorde, ons karakter sal weerspieël, as vrygekooptes van die Here Jesus Christus. Groete vir u, mooi dag verder, tada.